Goeiedag. Dit is met Jooste wat met u praat van die Bloemfontein. Ek groet u in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ons het verlede week gesien wat ons met sonde moet maak. En voor dan ook ten opsigte van die belangrikheid daarvan in die mensenlewe 'n meer volledige opsomming gee daarvan voor ons aangaan. Die vandagse gedeelte wat handel oor die gevolge van sondebelydenis. Kom ons maak die oë toe en nader ons tot God in gebed. Almagtige Hemelse Vader, in naam van Jesus Christus, die enige gebore Seun, en met die kragtige werk van die Heilige Gees, kom ons ook in hierdie dag na U toe en vra dat U vir ons sal bystaan met die aanhoor van die woord, maar ook met die spreek van die woord. Wil U deur die kragtige werk van die Heilige Gees dit vir ons oopbreek, dat ons dit ook sal verstaan en deel sal maak van ons lewe, maar ook dit gaan uitlewe na buite. Maar dit in Jesus se naam, amen. Die eerste stap wat ons moet neem, wanneer ons die Heilige Gees se stem in ons lewens hoor, is die belydenis van sonde. Psalm 32 vers 5 sê vir ons, maar ek het my oortredings bely, my sonde nie weggesteek nie. Ek het gesê, ek bely my opstand teen die Here, en my sonde en oortredings het U vergewe. Om 'n mens se sonde te bely, is meer as net om te sê, jy is jammer. Dit beteken ook dat jy God voortaan met toewyding sal volg, en opreg begeer, om deur hom gelei te word. Sondebelydenis is egter 'n voorvereiste vir vergifnis. Die tweede stap is die bekering van sonde. Jesegiel 10 vers 30 en 32. Ek gaan julle oordeel, Israel, elkeen volgens sy eie optrede, sê die Here my God. Bekeer julle van al julle oortredings, sodat die sonde nie julle val sal bewerk nie. Dit is nie my wil dat die mens moet sterf nie, sê die Here my God, maar dat hy hom bekeer en bly lewe. God beoordeel elke individu. Elke mens ontvang dit wat hy verdien. As die goddelose hom bekeer, sal hy lewe. As die gelowige in sonde verval, sal hy sterwe. Daarom sluit dit nie alleen met die beklemtoning dat die Here elkeen volgens sy optrede gaan oordeel nie, maar juis met 'n oproep tot bekering. En hoe mooi sê die Here dit self, bekeer julle van al julle oortredings, sodat die sonde nie julle val bewerk nie. Dit is nie my wil dat die mens moet sterf nie, sê die Here my God, maar dat hy hom bekeer van sy en bly lewe. Daarom, in die derde plek, keer jou rug op die sonde. Vervolgens breek permanent met jou sonde en sondige lewenstyl. 'n persoon bely sy sondes voor God in diepe berou. Maar omdat ons mens is en geneig is tot die sonde, doen ons môre weer sonde. Ons bely hierdie sonde voor God en bekeer weer, dit wil sê draai weer weg van die sonde. Die kruk van die saak lê by die permanent breek met jou sonde. Ek sê weer, die kruk van die saak lê by die permanent breek met jou sonde. Belydenis van sonde en bekering is 'n onophoudelike proses, maar jy kan nie volhou om 'n sekere sondes te volhard nie, ten spyte daarvan dat jy dit bely en om vergifnis vra keer op keer. God waarsku ons daarteen. In Galasiërs 5 vers 17 en 21b sê God, onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees, maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die een dag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Heilige Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. Onthou, mense wat so lewe, sal nooit 'n plek kry in God se nuwe wêreld, die hemel nie. Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Moenie jouself mislei nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood, dit wil sê die hel as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van God ontvang.
Belydenis en bekering beteken niks as jy nie ook permanent breek dis met jou sonde nie. Dit kos baie gebed en smeking vir die Heilige Gees se hulp daarmee. Jy kan dit uit jouself nie reg kry nie. Jesaja 1 vers 16 sê vir ons, was julle self en word skoon. Moenie dat ek verder sien hoe boos julle optree nie. Sien af van julle weë. Wat God hier verwag is totale lewensvernuwing. Was julle self en word skoon. Impliseer reiniging, die afwassing van sonde wat aan jou kleef. Om permanent te breek met die sonde beteken ook dat ons dit haat in die vierde plek. 'n Mens breek nie met iets of iemand permanent as jy daarvan hou of lief het nie. Nee, omdat jy die sonde haat, breek jy permanent daarmee. Jy beweer dat jy 'n wedergebore kind van God is en sê dat jy God lief het, haat dan wat boos is en verkeerd is en breek daarmee. Psalm 97 vers 10. Julle wat die Here lief het, haat dan wat boos is. Amos 5 vers 15a. Julle moet die bose haat en die goeie lief hê. Romeine 12 vers 9. Moenie veins dat jy ander lief het nie. Dit wil sê, moenie skynheilig wees en wys dat jy ander lief het nie. Doen dit uit jou hart. Haat alles wat verkeerd is. Kies kant vir dit wat goed is. In die 5de plek, gooi jou sonde permanent van jou af. Hebreërs 12 vers 1b. Kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag. Veral die sonde wat so maklik hou vas op 'n mens kry. In die 6de plek sê die Bybel ons om te veg teen die sonde. Efesiërs 6 vers 10 tot 13. Ten slotte, vind krag in julle verbondenheid aan die Here. Ja, in die krag van sy sterkte. Om staande te bly teen die listigheid van die duiwel, moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Want ons stryd is nie teen die mense nie, maar teen bose, regeerders en maghebbers, teen die geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die bose geeste in die hemelruimtes. Daarom moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Dan, wanneer die bose julle aanval, sal julle weerstand kan bied en na die hele geveg verby is, sal julle nog steeds vasstaan. Hebreërs 12 vers 4. Julle het in die geveg teen die sonde nog nie tot die dood toe teenstand gebied nie. In die 7de plek en vir my persoonlik die mees uitstaande optrede teen sonde. Ons moet wegvlug van die sonde. Proaktief is beter as reaktief. Daar is dalk nie tyd vir reaktiewe optrede betreffende die sonde nie. 1 Timoteus 6 vers 11. Maar jy, Timoteus, man van God, vlug weg van al hierdie bose dinge en volg na wat reg en goed is. Beywer jou vir 'n lewe volgens die wil van God, gekenmerk deur toewyding, geloof, liefde, volharding en deernis. Hierdie teksvers sê dit vir ons alles. Ons moet nie dink dat ons versoekings kan tart nie. Nee, 1000 maal nee. Voor jy dink, het die slegte begeerte beheer oorgeneem en sonde geword. Ek haal weer vir u die baie bekende Jakobus 1 vers 14 tot 16 aan. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voor. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moenie julleself mislei nie, my liewe broers. Tot sover die hersiening van verlede week se aanbieding. Vandag praat ons oor die gevolge van sondebelydenis. Ja, daar is ook gevolge vir die sondebelydenis, maar dit is baie goeie gevolge. Daar is 'n hele paar gevolge van sondebelydenis, waarna ons oor die volgende week of 2 by gaan stil staan. Die eerste een is vergifnis. Tweede plek, God spreek ons vry. Derde plek, ons word gereinig van sondes. In die vierde plek, ons is bevry van sonde. Vyfde plek, ons is nie langer slawe van die sonde nie. In die 6de plek, ons leef nie meer 'n lewe van sonde nie. En in die 7de plek, gaan ons oor van die dood na die lewe. Goed, ons begin vandag met die eerste aspek,
naamlik die vergifnis van sonde. Seker die mees bekende gevolg van sondebelydenis is die vergifnis van sonde. En daarom wil ek ook 'n bietjie meer tyd spandeer daaraan. Handelinge 13 vers 38 sê vir ons: laat dit dan aan julle bekend wees, broers, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word. Nou wat is vergifnis en hoekom het ek dit nodig? Die woord vergewe beteken om die rekord skoon te vee, om vry te stel, om skuld af te los. Wanneer ons iemand te nakom, soek ons hulle vergifnis sodat die verhouding weer herstel kan word. Niemand word vergewe omdat hy dit verdien nie. Aan die ander kant, niemand verdien om vergewe te word nie. Vergifnis is 'n daad van liefde en genade. Vergifnis is 'n besluit om iemand nie verantwoordelik te hou vir 'n daad nie. Ongeag of daardie persoon of ongeag wat daardie persoon aan jou gedoen het. Die Bybel leer ons dat almal God se vergifnis nodig het. Ons het almal gesondig. Prediker 7 vers 20 sê: want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie. 1 Johannes 1 vers 8 sê: as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Alle sonde is rebellie of opstand teen God. Psalm 51 vers 6: teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. Daarom het ons God se vergifnis nodig. As ons sondes nie vergewe word nie, sal ons vir ewig die gevolge dra, die ewige hel. Matteus 25 vers 46 sê dit ons baie hard en duidelik. En daardie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Johannes 3 vers 36, en ek sê altyd vir die mense, ons haal almal altyd Johannes 3 vers 16 aan, maar 20 versies verder staan 'n skrikwekkende geskrif. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Waarom maak ons altyd net vas by Johannes 3 vers 16? Ja, omdat het ons goed laat voel, omdat het ons geloof bevestig. Maar daar is altyd 'n maar betrokke. As jy dit nie doen nie, dan sal dit met jou gebeur. En daardie sal met jou gebeur, staan in Johannes 3 vers 36, baie hard en duidelik geskrywe. Ek wens predikante, pastore en priesters en wie ook al wat die woord verkondig, wil meer maak van Johannes 3 vers 36. Ek lees dit weer vir u. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Hoe kan ek vergewe word? Gelukkig is God liefdevol en genadig, gretig om ons sondes te vergewe. En die Bybel sê vir ons 1 Johannes 4 vers 8, as ek reg kan onthou, sê vir ons baie duidelik, God is liefde. So liefdevol is God. Sy hele wese is liefde. 2 Petrus 3 vers 9 leer ons, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dit is God se begeerte om ons te vergewe en hy het daarvoor voorsiening gemaak deur die Seun Jesus Christus. Die enigste regverdige straf vir ons sonde is die dood, die ewige dood. Die eerste gedeelte van Romeine 6 vers 23 verklaar, want die loon van die sonde is die dood. Die ewige dood is die nagevolg van sonde. God het in sy perfekte plan vlees geword in die vorm van Jesus Christus, sy enige gebore seun. En ons kry daardie verduideliking baie duidelik in Johannes 1 vers 1 en vers 14. Wat sê dat Jesus Christus vlees geword het, maar hy sê ook vir ons in vers 1 dat Jesus Christus God self is. Hy was van die begin af by God en dat hy later na die aarde toegekom het, volledig God, maar ook volledig mens en tussen ons kom woon het. Jesus het aan die kruis gesterf en daardeur ons oordeel die dood op hom geneem.
2 Korintiërs 5 vers 21 leer vir ons, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Jesus het ons straf deur middel van die kruisdood op hom geneem. As God het Jesus se dood vergifnis vir die ganse wêreld verseker. 1 Johannes 2 vers 2 bevestig, en hy is in versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Ek lees weer vir hierdie versie, onthou dit, moet dit nooit vergeet nie. 1 Johannes 2 vers 2, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Jesus het uit die dood opgestaan, en daardeur sy oorwinning oor die sonde en dood bevestig. Gaan lees gerus die skrifgedeelte 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 28, ek het al 'n boodskap van 'n paar weke oor daardie hoofstuk gebring, waar dit vir ons duidelik bevestig die opstanding uit die dood, en hoe ons as kinders van God ook eendag uit die dood sal opstaan, en Jesus tegemoet gaan. Deur die kruisdood word die tweede helfte van Romeine 6 vers 23 bewaar. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Reeds in die dae van die profete uit die Ou Testament het hulle getuig oor die vergifnis van sonde deur Jesus. Handelinge 10 vers 43. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat aan hom glo vergewing van sondes deur sy naam ontvang. Petrus versterk sy argument voor Cornelius en sy familie oor die vergifnis van wat deur Jesus Christus verkry kan word, deur daarop te wys dat die profete reeds daarvan getuig het. Die Bybel verklaar homself. As ons 'n verklaring vir iets in die Bybel soek, dan moet ons weet op 'n ander plek sal ons die antwoord daarvoor kry. Die tweede gevolg van sondebelydenis is die feit dat God ons vryspreek van al ons sonde, die sogenaamde vryspraak. Romeine 4 vers 1 tot 8. Wat moet ons nou sê was die geval met ons stamvader Abraham? Abraham, die vader van die gelowiges. As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy 'n rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en God het hom vrygespreek. 'n arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie, maar as iets wat hom toekom. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. So sê ook Dawid, dat die mens geseënd is, wanneer God vrygespreek word, buite wetsonderhouding om. Haal vir die aan. Geseënd is die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, en wie se sonde vergewe word. Geseënd is die mens van wie die Here die sonde nie toereken nie. Paulus' argument in hierdie verse is die volgende: As 'n mens werk, word jy beloon. As jy goeie werk doen, kry jy geld daarvoor. As jy egter slegte werk doen, as jy vir jou werkgewer skade berokken, kry jy nie betaling nie, maar jy beland in die skuld by hom. Die feit dat Abraham vrygespreek is, was dis nie sy verdiende loon nie, maar God se genade. Baie mense is bang dat hulle die vryspraak gaan mis, omdat hulle geloof te swak is. Dis 'n ding wat vashou aan die mensdom. Hoekom sal ek dit nie verstaan nie, maar glo dit is die werk van die duiwel. Baie mense is bang dat hulle die vryspraak gaan mis, omdat hulle geloof te swak is. Sulke mense maak van die geloof 'n goeie werk. Hulle tree op asof hulle met hulle sterk geloof God se vryspraak moet verdien. Jou geloof is nie die rede hoekom God jou vryspreek nie, maar dit is die wyse waarop jy die geskenk van die vryspraak aanvaar en jou eie maak. Dawid het nie sy verskriklike sonde probeer wegpraat nie, of dit met ander goeie dade voor God probeer uitkanselleer nie. Toe hy onder die besef kom dat hy sonde gedoen het hy die vreugde van skuldvergifnis ervaar, sodat hy die woorde wat Paulus hier aanhaal kon skryf. As jy iemand is wat dalk al jare lank skuldgevoelens ronddra, vanweë jou sonde wat jy gedoen het, volg dan net Dawid se voorbeeld, soos hy skryf in Psalm 51 vers 10 tot 11. Hy smeek die Here en smeek jy ook die Here. Laat my weer blydskap en vreugde belewe, wis al my skuld uit. Dan sal jy blydskap van vryspraak ervaar.
Jy moet die saak met God regmaak. Jy moet God smeek om blydskap en vreugde, sodat jy weer in vreugde en in blydskap kan lewe. Wis al my sonde uit. Dis waaroor dit gaan. Dan sal jy blydskap van vryspraak ervaar. Vryspraak beteken God het jou sonde uitgewis. En as jy in die geloof dit vra, dan sal dit God dit vir jou doen. Wat 'n wonderlike verse in Filippense 3 vers 8b en 9. Is dit nie om te bevestig dat ons vryspraak het nie. Terwille van hom het ek alles prysgegee, sê Paulus, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Ek gaan weer vir u hierdie teksvers lees. Ek gaan dit vir u stadig lees. Ek wil hê u moet dit indrink. Ek wil hê u moet dit u eie maak, want dit is wat vryspraak is. Terwille van Jesus het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met Jesus kan wees. Vrygespreek van my sondes, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in Jesus glo. Wat 'n kragtige stelling en versekering in geloof in Jesus Christus. Alleen bewerkstellig jou vryspraak deur God nie vir jou nie. Die derde aspek van die gevolge van sondebelydenis vind ons in 1 Johannes 1 vers 9. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Dis 'n teksvers wat ons almal ken. Maar dis 'n teksvers wat hoe min van ons glo, wat hoe min van ons vertrou op. Ek sê weer, hoe min mense vertrou en staan vas op hierdie teksvers. Maar as ons sondes bely, God is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en hy reinig ons van al ons ongeregtigheid. God se vryspraak reinig ons van sondes. Ons kan dit glo, want God het 'n duur prys betaal vir ons reiniging van sondes. God verag die sonde, maar reinig ons deur die gestorte bloed van Jesus Christus aan die kruis op Golgotha. Soek jy na vergifnis van jou sonde? Voel jy 'n knale skuldgevoel wat jy nie kan afskud nie? Vergifnis van sonde is beskikbaar indien jy in Jesus Christus as jou verlosser glo. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Jesus het ons skuld namens ons betaal, sodat ons vergewe kan word. Al wat jy hoef te doen is om vir God te vra om jou te vergewe deur Jesus, en glo dat Jesus deur sy kruisdood en sy opstanding vir jou vergifnis betaal het, en God sal jou vergewe. Jy kan nie God se vergifnis verdien nie. Jy kan nie daarvoor betaal nie. Jy kan dit slegs deur geloof in Jesus Christus alleen daarvoor en deur God se genade ontvang. As jy Jesus Christus as jou verlosser wil aanneem, bid die volgende gebed agter my aan. Bid dit net as jy ernstig is om gered te word en kind van God wil wees, deur jou sonde te bely, jou te bekeer, dit wil sê weg te draai van die sonde, en baie belangrik, om permanent te breek met daardie sonde wat so 'n muur tussen jou en God bou. Ek sê weer, doen hierdie gebed net as jy ernstig is om te breek met jou sonde. Ek gaan vir u voor, u kan dit agterna sê. Almagtige God, ek kom in die naam van Jesus Christus na u toe, onder leiding van die Heilige Gees. Ek erken dat ek 'n verlore sondaar is. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het, met sy kruisdood, dat hy begrawe is, en na 3 dae in die graf, deur u bonatuurlike kragte, uit die dood opgewek is.
as oorwinnaar oor die dood, sonde en die Satan. Ek neem Jesus aan as my verlosser en gee aan U die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my sonde. Ek bely dit vandag voor U en vra dat U elkeen van my sonde sal vergewe. Dat U my sal reinig met die bloed van Jesus. Help my deur die werking van die Heilige Gees om weg te draai van my sonde, om permanent daarmee te breek en U te volg vir die res van my lewe. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe wat ek nou het. Amen. As hierdie gebed wat jy nou gebid het, die begeerte van jou hart is, kyk wat sê die Bybel daarvan in Johannes 6 vers 47. Dit verseker ek Jesus julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Haal vir jy aan Johannes 1 vers 12. Aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Gaan getuig nou oor wat God vir jou gedoen het. Matteus 10 vers 32. Jesus is aan die woord en hy sê, elkeen wat hom of haar openlik voor die mense vir my uitspreek, en vir hom of haar sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. As ons Jesus Christus bely, as ons nie skaam is om te sê dat ons glo in Jesus Christus, dat hy ons verlosser is nie, dan sal Jesus Christus ook vir jou intree by die Vader in die hemel. Onthou, Jesus Christus sit aan die regterhand van God die Vader. Hy is by hom. Hy is ons middelaar. Hy tree elke dag vir ons in by God die Vader. Maar hy verwag ook van ons dat ons openlik voor die mense vir hom moet uitspreek. En hy sal net vir ons intree as ons nie skaam is om sy naam te bely nie, en as ons hom ook openlik bely voor die mense. Gaan lei 'n lewe van dankbaarheid teenoor God en doen die goeie werke. Nie om die ewige lewe te verdien nie, maar om dankie te sê aan God vir jou redding en die gepaardgaande ewige lewe. Maar ons kan nie net soos 'n klein kindjie bly sit en nie groei nie. Ons moet ook groei. Ons moet groei in die geloof. En hoe groei ons in die geloof? Deur sekere dinge te doen. Deur die Bybel te lees en te bestudeer elke dag. En vir 'n nuwe gelowige is dit maklik. Begin by die Johannes Evangelie. Hy is volledig. Eintlik die hele Johannes Evangelie lei jou direk na Jesus toe. Bid elke dag tot God. Aanbid gereeld in 'n gemeente waar die woord van God suiwer verkondig word. Meng met medegelowiges, sodat jy saam met hulle kan groei, ook in jou geloof. Dit is net soos by die werk. Jy word sterker in jou werk, as jy met jou werk die mense rondom jou, saam met jou werk, gesels oor jou werk, gesels met jou werkgewer. Jy word dan sterker in daardie werk, jy groei in jou werk. Net so is dit met die Christelike geloof. Meng met medegelowiges, sodat jy saam met hulle ook kan groei in jou geloof. Die Christen gelowige is 'n nuwe skepping, want hy of sy is nuut gebore deur die werking van die Heilige Gees. Om reg te glo oor die Here is baie belangrik, maar om reg te praat oor die Here is net so belangrik. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Indien u nie breek met die sonde of sondige lewenswys nie, is u bekering 'n klug en is daar geen verskil tussen u uiteinde en die van die heidene of ongelowige nie. Die hel is u voorrang. Ek kan dit nie genoeg onderstreep nie. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Dit help nie, u vra elke dag, Here, vergewe my sondes nie. Was dit vir my af met die bloed van Jesus Christus nie. Maar môre doen u weer dieselfde sonde. In die lewe is daar sekere sondes wat u nie wil van afstand doen nie. U wil volhard daarmee. Miskien is dit 'n buite-egtelike verhouding. Miskien is dit 'n drankprobleem. U sal weet wat die sonde is wat u bind, wat u weghou van mense af, maar onthou daardie
sonde is nie vir God weggesteek nie. Hy sien dit raak. En daarom sê ek nou weer vir u, indien u nie breek met u sonde of sondige lewenswyse nie, is u bekering 'n klug en is daar geen verskil tussen u uiteinde en die van 'n heiden of 'n ongelowige nie. Die hel is verseker u voorland. Elke mens is selfverantwoordelik om kind van God te word onder leiding van die Heilige Gees. Dis jou keuse. Ek sluit vandag se boodskap af met 1 Johannes 5 vers 11 en 12. Dis 'n kragtige boodskap wat Johannes die wêreld instuur. Hy sê vir ons, en dit is die inhoud van God se getuienis oor sy seun Jesus die Christus. God het aan ons die ewige lewe gegee. En die lewe bestaan in 'n hegte verhouding met sy seun. Hy wat deel het aan die seun, en wil sê hy wat in 'n verhouding staan met die seun, het nou reeds die ewige lewe. Hy wat die seun aanvaar het as sy verlosser, wie nie deel het aan die seun van God nie, wat Jesus nie wil erken as sy verlosser en saligmaker en die pad na die ewige lewe nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Ek lees weer vir u hierdie gedeelte, 1 Johannes 5 vers 11 tot 12. En dit is die inhoud van God se eie getuienis oor sy seun Jesus die Christus. God het aan ons die ewige lewe gegee. En die ewige lewe bestaan in 'n hegte verhouding met sy seun. Ons moet in 'n verhegte verhouding bestaan met Jesus Christus. Hy wat deel het aan Jesus Christus, het nou reeds die ewige lewe. Wie nie deel het aan die seun van God nie, wie nie deel het aan Jesus se verlossingsdaad nie, wie nie hom nie aanvaar as verlosser nie, wie hom nie aanvaar as God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Wat 'n verskriklike stelling om te maak. Wie nie deel het aan Jesus Christus nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. En dit vat ons weer terug na Johannes 3 vers 36. Die wat aan die seun van God ongehoorsaam is, dit wil sê, hy wat nie glo in Jesus Christus nie, het nie die ewige lewe nie. Die woord verklaar homself. Amen. Ek maak gebruik van Google skrifgefundeerde artikels en navorsing op God Questions, asook die Bybel in praktyk uitgegee deur Koen Boeke. Kom ons maak die oor toe. Almagtige Hemelse Vader, met diepe dankbaarheid dis weer in hierdie dag na u kom en vir u te kom sê dankie, dat onder leiding van die Heilige Gees ons Jesus Christus aanvaar as ons verlosser en saligmaker. Ons kom ook vanmiddag weer, Here, en ons kom vra dat vir ons sal staande hou deur die kragtige werk van die Heilige Gees in die geloof. Maak ons sterk, Here, teen die versoekinge wat elke dag ons pad oorkruis. Dat ons sal staande bly in die geloof. Dat ons nie sal afdwaal nie. Dat ons nie sal wegval langs die pad nie, Here. Maar dat ons nog steeds sal groei in ons verhouding met Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ek bid dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen. Tot de volgende keer. Mooi loop. Tot eer van God.